tafel. So hy het 'n verskil in hoogte gehad, nee. So ons het arbeid teen gravitasie uitgeoefen en dan nou dit nog. Okay, en toe het ek nou die sak nou lank hier gebly, so hy het konstant hoogte gebly. So daar was geen arbeid teen gravitasie. Dit was nie 'n oplossing sonder dit. En nadat ons die tas van die tafel afhaal, toe kon ons sien maar nou as ons die somme doen dan is dit negatief. Dit is nog negatief 41,65. Onthou jy dit? Okay. So, vandag gaan ons kyk oor na arbeid teen gravitasie en gravitasie-potentiële energie. Okay. So byvoorbeeld die wafel. Dan het hy gestaan, as ek my lig hou, het ek net arbeid uitgewerk teen die voorwerp of het ek arbeid teen gravitasie uitgewerk? Arbeid teen gravitasie, ja. Kijk, so die potentiële energie is ook dieselfde as die arbeid wat uitgewerk is op die voorwerp teen gravitasie. Okay, so altyd dieselfde. So hou dit net in gedagte. Nou wil ek net 'n bietjie dink. Daar's twee belangrike formules wat ek wil noem. So die arbeid voorwerp uitgelig is, kan jy nog die formule onthou? Okay, so dit is basies Newton maal net die totale afstand wat beweeg het, nee? Dan kry ons antwoord. Onthou jy dit nog reg? Okay. So dit is die arbeid wat verrig is wanneer die krag inwerk en voorwerp beweeg in daai krag se rigting. Jy sê soos jy as jy op die vis kom, met jou vis kom. So jy staan hier die krag, jy trek die vis in, nou kom daai vis na jou toe. So jy werk krag teen hom en na jou toe. Okay. Dan die ander belangrike formule om te onthou is een wat ons laas nog kyk. B is gelyk aan M maal G maal delta H. Kan jy kan onthou hoe werk ons die delta H uit? Altes? Dit is die oorspronklike afstand minus hoeveel is die afstand wat hy die tweede afstand minus die eerste afstand. Ja, die afstand nadat die tas opgetel is op die bank minus die afstand wat dit voorheen was. Kijk, dit kan onthou jy. So om die verskil in hoogte, so delta is net die verskil in hoogte. So die tas het op die vloer gestaan, ek tel hom op, ek sit hom op die tafel. So dan vat ons net die afstand wat in die tyd is, wat 1,85 meter is, of 0,85 meter is, minus, hy was nog steel in die vloer, so minus 0. So dit is gaan die verskil in hoogte wees. Kijk. So dit is hoe ons delta, ek sal net vir die meer skryf net. So dit is die hoogte na minus die hoogte voor. Okay, so die hoogte na dit opgetel is, waar hy nou staan, minus die hoogte waar hy gestaan het. Okay, kom ons kyk sonder na die voorbeeld en so hy is op daar so bladsy 67. So hierso sê dit, 'n kontrolstelsel word gebruik om 'n houer met 'n massa van 130 kg teen 'n konstante snelheid 1,4 meter per keer 'n skeidsel op te sleep, soos getoon in figuur 2. Okay, so die krag wat via die kontrolkabel op die houer toegepas word, is 600 Newton en die houer eindig 0,25 meter hoër as wat hy begin het. Okay, so vraag 1, vraag ons, hoeveel arbeid is op die houer verrig? So, wat se formule dink jy van die terug ons gebruik? Kyk, arbeid op die houer self. Ja. So, as ons die arbeid op die houer self moet verrig, so 1, wat ons sê, dan is dit W is gelyk aan F maal S. So, dit is daai Newton, en dit gee vir ons 600 maal net, en dan die totale afstand sal dan 1,4 wees. 1,4. Okay, so dan is dit, dan gee vir ons 840 joule. Okay, vir al twee hierdie formules is die antwoord altyd in joule. Okay, so die hoofletter hier. Is allemaal reg met hierdie, verstaan jy nog nie? Kijk, so nommer 2, vraag hy weer vir ons, hoeveel arbeid vir die gravitasie is op die houer verrig? So dit is die formule wat ek met jou beantwoord. Okay, so dit is daai, W is gelyk aan M, wat die massa is, maal G is dan 9,8, maal die verskil in hoogte, delta H. Okay. Ons moet langsaam skryf, sonder onhou. So W is
hy kan M maal met G maal met delta H. Okay, so ons kyk, hulle sê vir ons die massa is 130 kg maal 9,8 maal, dan is die verskil in hoogte. So hierso sê dit vir ons, maar ons hoef niks te minus hier, sê ons, en jy hou eintlik 0,25 meter hoër as wat hy begin het. Okay, so maal 0,25. Okay, so daai antwoord gaan wees 318,5 joule. Verstaan julle almal hoe hierdie uitwerk? Okay. So, nou kan ons ook kyk. Die arbeid teen gravitasie, dit word altyd aan die voorwerp oorgedra. Okay, so dit is ook die potentiële, gravitasie potentiële energie. Okay, so hierdie wat ons hier uitwerk, hierdie is die gravitasie energie, gravitasie potentiële energie. So hierdie is ook die energie wat ons nou aan die weer kry. Hierdie is die energie wat oorgedra is na die voorwerp. En dan kan ons ook kyk, hierdie eerste ding wat ons uitgewerk het, hierdie is die totale energie wat uitgerig is, okay? So deel daarvan is die 318,5 joule. So deel daarvan. So hier, so ek vir my sommer uitwerk. Wat is 840 joule minus 318,5 joule? Dit is 521,5. Ja, so dis die energie wat aan wrijving behoort, okay? So as ek die langs ons krijg, die wrijving. Okay, so die arbeid teen wrijving kan ook omgesit word om, okay, ek die in acties omskryf, omgesit aan warmte, energie en klankenergie. Okay, so weer eens, hierdie gaan die totale energie wees wat gebeur het daar saam, toe hulle die blok opgetrek het. Hierdie is die energie wat aan die voorwerp oorgedra is. So as ons dit nou minus, so die 840 minus die 318,5, dan is 521,5 joule van die energie behoort aan wrijving. So dit word ook omgesit aan warmte energie as ook klankenergie. So dink jy maar aan as jy nou 'n baksteen steek. Daai wrijving, jy hoor ons so skier uit. Okay, dan is die klankenergie. En ook jy weet as jy dus jou hande vinnig vryf daai wrijving, dit maak hitte. Okay. So jy verstaan die warmte energie en die klankenergie. So nou nog reg julle. Okay. Ek gaan vir julle 'n klein oefeningkie uitdeel wat julle later kan doen. Dit is vir vraag 1 en vraag 2. Dan kan ons sommer gou saam daarin gaan. Ek wil seker maak julle verstaan. Elkeen het net 3 vragies. So jy kan sommer net 'n boeke uitwerk. Dieselfde, ek het ander gewigte gebruik en ander Newton, ander krag. Verder is dit alles dieselfde. Die konsep is dieselfde, die vraag is dieselfde. Ek het 1 extra vraag gesit. Maar dit, as jy hierna kyk, dan sal jy reg wees. Okay. Ek gaan vir my vraag 1 en vraag 2.
gewoon vir die gat plaas. Kyk eerder wat is die ander afdeling. Is jy reg, Tessie? So verhouding zoals minus, die houer is die een wat sê dat die daar en nog gee. Nou dat daar saam. So hoeveel wat van jou so dit sal wees hier. Dus dan is het kan eenmaal helemaal dat al samenvoegen. Dus de vraag die wij vandaag gaan hebben is. Word, so it's not like so ik kan niet morgen doen. So dit gaan antwoord wees vir nommer 3. Verstaan jy? Jy sê maar jy kan nie van die wees. Ja, dit is van die meer.
anders antwoord gee. Ja, en dis net onder gewigte en ander meters. So die selfde konsep, net anders. Dat is sukkel speel. Ek gaan snel net vraag 1, so ek begin doen. So die systeem is ek al in 2. weerstand en nog gravitasie arbeid wat sy gewerk het. Net so, jy skryf hom net so oor. Dus die wrywings so, want die arbeid wat aan die voorwerp verrig is die totale arbeid wat verrig is. So dit is daai 1240 joule verhouding af te leer. En dan die energie wat aan die voorwerp oorgedra is van 440. So as die wrywings so, dan gaan ons dit vir mekaar aftrek, want as die wrywings energie. En dan sien we allemaal graag. Allemaal graag.
wat geskryf is, sal gesproke vraag te leer vir die wat gedoen het. Die kan jy snel met doen, hè? Kom ons doen nog een 3. Ons maar, soms kan jy doen. Kijk, so nummer 1, hoeveel arbeid is op die houer gerig? So op die houer beteken dit is mos besigheid van F maal met S. So dit is 850 maal met die totale is 2,5. 5 en dan sal jy aangegee 2125 2021 het almal dit so. Kijk, nommer 2, soveel arbeid teen gravitasie is op die houer verrig. So, arbeid teen gravitasie, W is gelyk aan M maal G delta H. So die massa is 200 kg maal met 9,8 en dit sê is 0,55 meter hoër as wat hy was. So die antwoord daar is 1078 joule. Almal dit so. So natuurlijk by nommer 3 sal dit wees. So hoeveel energie is aan die houer oorgedra? So dit sal altyd hierdie wees. So 1078 joule is aan die houer oorgedra. Kijk. So as ek sien dit was nou vraag nommer 4. Hoeveel energie is aan wrijving oorgedra? Kan iemand dit gou vir my uitleg? So hoeveel energie is aan wrijving? Dit is 1040. 1040. 44. 42. Nog 4, 2. Kijk. So dit was 2125 minus 1078. Dit allemaal het so. So as ons nou vinnig terugdink, so kan jy die pen gaan optel. En die energie wat ek nou met lig teen gravitasie is gelyk aan, ek gaan net so ietsie opmaak, is so 20 joule. Is dit die wrywingsenergie of is dit die vooruitsenergie? Vooruit, ja. So dit is die vooruitsenergie. So die gravitasiepotentiële energie is gelyk aan die energie, die arbeid teen gravitasie van die voorwerp. Kijk, is allemaal reg gebeur. Allemaal gemakkelijk. Enige vraag? Kijk. Kijk, so wie kan vir my voorbeeld gee in die aandagsdeel was? Arbeid teen gravitasie in die skoollewe. Ja, jy pas op die tel om aan te gaan. Nog 'n voorbeeld, iewers by spoel. Spiesgaai, ja. En sosiale netbal, né? Tel die bal op. So, arbeid teen gravitasie.